is wie of wat is ek? Nou die Here het op my hart gelê een oggend verlede week, vroeg die oggend terwyl ek gaan afsonder. En ek praat met die Here, sê hoe moet ons maak met hierdie tyd? What must we do? En die Here sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons weet nie wat sê God se woord altyd. Baie keer raai ons baie keer. Maar kom ons kom op die punt waar God se woord vir ons belangrik kan wees. Wat sê sy woord, wat beteken sy woord? En toe die Here op die gedagte op my hart gelê dat ons gaan 'n bietjie Bybelstudie doen. Ek gaan 'n paar vrae stel. Put forward a few questions and ask who is this person or what is this place. Maar ek gaan net op ek gaan nie op 'n baie van hulle kon sê, net op een op 'n slag. En julle moet vir my sê, wie is hierdie persoon? En die een dan wat, ons gaan direk met haar vra, my vrou, sy moet dalk net 'n noteboekie, weet jy wie 'n noteboekie daai? Want jy weet 'n noteboekie so wat, sondaai, sal julle onthou. Linda, hou vir ons skryf hier, wen vanmiddag se sessie. Want die einde van die jaar, 31 Desember as jy wil, gaan die een wat in hierdie tydperk die meeste geantwoord en raak gesien en wie of wat dit is, gaan op die einde van daardie jaar so Bybel in die hande kry. Met jou naam voorop papier en vir julle te sê dankie, julle het gewen. Want wie wil so Bybel hê? 53 vertaling, dit is nog beskikbaar, ons het gehoor is nie meer beskikbaar nie, maar dit is nog beskikbaar en dit sal in Engels sê 'n keepsake, dan kan jy sê ek het reg geantwoord hierdie jaar, ek is die wenner. Dan gaan net een prys wees, dan gaan nie 'n tweede en derde prys wees. Julle moet nou mooi werk en mooi werk. Okay, kom ons kyk wie of wat is die volgende persoon. Die Ou Testament praat van my. Die Ou Testament praat van my. So die persoon se naam word opgeteken in die Ou sowel as die Nuwe Testament. Dink 'n bietjie. En as jy antwoord net, steek jy jou hand op en sê, dis die persoon. Ons gaan verder. Wie? Gary. Wie is? En jy is te slim. Die heel eerste persoon noem die Bybel, maar gaan verder. Ek skryf jou se naam neer, asseblief. Ek hoop hulle sal elke Sondagmiddag hier kan wees daar. Baie welkom, ons al die pad af van Randfontein af. Okay. Kom ons luister 'n bietjie verder dan. Ek het 930 jaar oud geword. Dis 'n bietjie oud. Dit is ook Adam nou, maar dit is nou net 'n paar punte van wat het gebeur met hom. Daar word verwys na my dat ek my oortredinge bedek het deur my ongeregtigheid in my boesem weg te steek. Dis wat Adam gedoen het. Ek gaan nou net die skrifte vir julle gee, kan jy sien wat was dit gewees. Daar word na my verwys en daar word gesê dat hulle die verbond dat hulle ek het die verbond oortree het en daar het hulle trouloos teen my die Here gehandel. Het God se verbond gebreek. En trouloos teenoor die Here. Luister na hierdie interessante ene wat van Adam gesê word. Ek word ook die seun van God genoem. Jy het dit geweet. Hy word genoem die seun van God. Punt nommer 6, daar word 'n stad na my vernoem. Nommer 7, ek is in die gelykenis van God gemaak. Dit weet ons, maklik ene. Ek het seuns en dogters gehad. Nie net 3 seuns nie, ons hoor van die 3 seuns. Of 4 met Kain wat sy broer doodgeslaan het, eerste moordenaar. Hy het seuns en dogters gehad. En baie keer is die vraag aan my gestel, pastoor, waar Adam se seuns hulle vrouens gekry.
Hy het seuns en dogters gehad, hulle met mekaar ondergetrou. Punt nommer 9, almal moet sterf soos ek gesterf het, maar daar's 'n verskil. Staan ook in die Bybel. Want hy moes daar sy. Punt nommer 1 van ons kyk na wat is die antwoorde. Die Ou en Nuwe Testament praat van my. Genesis 5 vers 1. Dit is die stamboom van Adam die dag toe God Adam geskaap het. Hy het hom ook gemaak na die gelykenis van God. 1 Timoteus 2:13, want Adam is eers gemaak, daarna Eva. Punt nommer 2. Ek het 930 jaar oud geword. Genesis 5 vers 5. So was dat dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar en hy het gesterwe. Punt nommer 3. Daar word verwys na my dat ek my oortreding bedek het, deur my ongeregtigheid in my boesem weg te steek. Job sê in Job 31:3 dat as ek, hy verwys na Adam, soos Adam my oortredinge bedek het, deur my ongeregtigheid in my boesem weg te steek. Wat het Adam gedoen? Hy wou nie erken dat hy skuldig is nie. En ek het gaan soek in die Bybel, en ek weet nie of Adam werklik op 'n keer gekom het nie. Dink daaraan. Wat het hy wel gedoen? Toe hy gesondig het van die vrug geëet het, en dan kom agter is naakheid, toe gaan soek hulle vyeblare om hulle naakheid te bedek, en dan kruip weg. En toe die Here, soos die Here se gewoonte was, die Vader se gewoonte was, en die aandwinkie kom om hulle te kom besoek, toe kruip hulle weg van God af. God roep, Adam, waar is jy? Die Here soek hom, die Here het geweet waar hy, maar hy wil hê Adam moet erken, hy kyk weg voor God. En Adam sê, ons was naak, wie het gesê jy is naak? Omdat hulle die vrug geëet het, wat hulle moes nie geëet het nie. Teen God se woord gegaan. Daar was nie fout om die vrug te eet nie, maar dit was teenstrydig met dit wat die Here vir hulle gegee het. Daar word na my verwys en daar word gesê dat hulle die verbod verbod betree en daar het hulle trouloos teen my die Here gehandel. Hosea 6 vers 7. Maar dit soos Adam die verbond oortree, daar het hulle trouloos teen my gehandel. Die Here sê dit. Adam het verkeerd gedoen. Trouloos gehandel. Die 5de punt, ek word ook die seun van God genoem. Lukas 3 vers 38. Die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. En God het hom geskaap. Nou vra ek die vraag, as die Here nie die aannemer van die persoon is nie, is ons ook nie seuns en dogters van God? Wie het ons geskaap? Die Here. Elkeen uniek, elkeen besonders. Dink as ons almal soos Adam was, of Eva gelyk het toen gewees het. Hoe droewig sou hierdie wêreld gewees het. Adam is 'n sonde. En dan God het ons uniek gemaak. En meer as dit, ons is nie gemaak toe ons Jesus aangeneem het, die ou dinge verbygegaan, ons het 'n nuwe karakter, nuwe eienskappe gekry, ons is nie gemaak as seuns en dogters van God. Daar word 'n stadnaam genoem. Josua 3 vers 3:16. Josua 3:16 skiet op. Bly die water staan wat van die bokant afkom, dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Satan lê. En die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn toe ek die volk deurgetrek het teenoor Jericho. So daar's 'n stad genoem.
7 ek is die gelykenis van God gemaak. Genesis 5 vers 1. Dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskaap het. Wat het God gesê? Vir wie het God gesê? Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Wie was dit? Die Seun en die Heilige Gees. En ons as mens is geskape. Gees, siel en liggaam. Die liggaam, soos Jesus 'n vleeslike liggaam gehad, 'n aardse liggaam. Die gees wat in ons woon, wat 'n geestelike liggaam is. En die gees, die siel van die mens. Dit wat ons binnekant denk en aan dink en werk en so. Ons is net so gemaak. En as iemand julle vra, hoe lyk die Here, en u gaan lees, die Here het oë, hy het 'n neus om te ruik, arms om uit te ruik, voete. Alles is daar. Alles is daar, hy lyk soos ons, en ons lyk soos die Here. Die 8ste ene was ek het seuns en dogters gehad, Genesis 5 vers 4. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar. En hy het seuns en dogters gehad. Wie word nie meer so oud nie? Weet jy van die ou mense sal dalk nog onthou, ou oorlede Pastor Johannes Labeskag nie? Hy was een van die manne, sy vrou tot nou die dag lewe, sy het 100 jaar oud geword aan die Runa. En toe val sy in die week wat sy 100 en sy breek haar heup. En sy kan vir operasie, net na die operasie is sy toe oorlede. Maar sy het 100 jaar oud geword. Wat leer ons nou van Adam? Dis die groot ding. What does Adam teach us? As ek kyk na Adam. Dis mooi om te weet van al die dinge wat hy doen, maar hy leer vir ons ook 'n paar dinge. Hy was 'n baie besige persoon gewees. Reg in die begin was Adam baie besig. Kom ons hoor sê die woord. Genesis 2 vers 19 tot 20. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Goed, dit sou 'n taakie gewees om al die diere en voëls te noem en name te gee. Met al die verskillende spesies. Hy het daar werk gehad, baie besig gewees. So die mens die name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Die Here kry vir Adam jammer. Hy is so besig met al die dinge. En baie mense is so besig, veral in die predikerskolskens, baie mense is so besig met die dinge van die Here, but they aren't busy with the God of the things. Amen, ja. Busy with God things, but not busy with what God wants us to do, to spend time with Him. En mense, dis nie maklik om so besig te raak nie. Ek het gister bykans 300 kilos afgelê om mense te besoek wat dit nodig gehad het, en met trouredens. En ek besef ek by die huis kom, Here, ek is moe, want was hier kant en daai kant en hospitaal toe nog ook en al die dinge. Maar ek moes tyd maak om hierdie voor te berei vir die Here, sê Here, wat wil U hê? Moes by die Here gaan sit, sê Here, wat wil U hê vir vanoggend en vanmiddag? Die Here sien Adam se omstandighede raak. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Dank God. Amen. Vir 'n hulp wat hy vir ons gemaak het. Ek vind ons het werklik ou jong kerels hier in die gemeente nie. Nog nie in gerakeloos nie. Maar soos Paulus sê, dis beter dat jy ongetroud moet wees. Maar die Here het vir ons elkeen 'n maat gemaak. Hy het ons raak gesien. Hy het Adam raak gesien.
Moet ek nie vir die Here dankie sê nie? Vir die maat wat hy vir jou gegee het? Hoe behandel ons daai maat wat die Here gegee het? Dis die groot vraag. Ag, so ons is amper by, ons gaan nou amper vir 49 jaar getroud. En ek kan lelik wees, my vrou as ek moet wees, as ek wil wees. Maar besef, dit is 'n maat wat die Here vir my gegee het. Ek kan nou nie skel en uiterlik dinge doen wat die Here sou nie doen nie. Ek vra altyd by die huwelikspaartjie, doen dit weer die naweek en ek 'n paar keer die huwelik bevestig. En ek sê altyd vir die huwelikspaartjie, vir die vroutjie, sy het vir man lekker kos gemaak vir 'n paar weke, 'n paar maande, 'n paar jaar. En iewers skielik gebeur daar iets en sy brand die kos. Wat maak sy? Ag, hy moet dit nie opeet. Sy is kwaad vir hom. En ek vra hy die vraag, sal jy daai bord kos vir die Here neersit om te kom eet? Sê Jesus, kom eet hierdie kos. So 'n groot vraag. Ag, die Here hy moet eet. Jy gaan nooit vra dat die Here daai bord kos moet eet nie. Dan sê vir, nou maak jy dentlike kos vir jou man, want as jy weet, Jesus sal daai bord kos geniet en eet, dan sê jy man dit ook geniet. Dis waarheid. Weet wat ons doen asof vir die Here nie vir die mens nie. So dit is so belangrik dat ons dit besef. En jong manne en manne ook as vir julle vrou, hoe sal Jesus jou vrou behandel? Dink daaraan. Wat wil Jesus doen? Wat doen die Here? Genesis 2:22-23. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou. Hy het Adam geskaap uit die grond van die aarde, en die modder en kyk gemaak, maak hom daar. Maar hy bou 'n vrou, selfs 'n maat, en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik weer van my gewete en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En dit is hoekom dit so belangrik is. Waar het die Here die vrou uitgehaal? En die rib naby die hart van die mens. En die Here sê dit. En Adam sê, dis manin, uit die man geneem. Ons gaan verder. Wat sê God van ons behoeftes? Adam, jy het die behoefte, jy het 'n vrou nodig. Filippense 4:19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heiligheid deur Christus Jesus. And my God will liberally, ek hou van hierdie woord, will liberally supply, fill to the full your every need according to his riches in glory in Christ Jesus. God will do it. As hy vir Adam sy nood kan raak sien, en hy vervul dit, wil hy ook jou nood vervul vandag. Adam faal, en word in versoeking gelei. Adam fails and falls into temptation. Genesis 3:6. Toe sien die vrou wat dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte, nie 'n vrug nie, dit was nie 'n appel wat sy geëet het nie, vrugte, en sy neem van sy vrugte, met ander woorde, haar bedoeling was, nie net een te proe nie. Waar mense, en sy het net daaraan geproe, en toe sê sy vir Adam, en eet, en gee ook aan 'n man by haar, en hy het geëet. Weet jy wat hy geëet nie? Hy het nie net geproe, sê ek wonder proe dit nie. Hy het vrugte geëet, Eva het vrugte geëet. Ek wonder wat in daai oomblik jy hulle gedagtes gegaan het. Jy mag nie van daai boom eet van die middel van die tuin nie. Maar dit was so aanloklik. Die duiwel kom met soveel dinge wat aanloklik is in ons lewens. Hy wil ons vasvang met dinge in ons lewens. Dis teen God se woord, teen God se wil. Want dit lyk so aanloklik en baie mense sal ons sê, ek gaan net een proe.
Wie van julle lekker trosie drywel opgeëet het? Soet drywe. Elke kan net een proe, as jy weet nie die hele tros opgeëet. Is dit nie waarheid? Dit is lekker, dit is smakelijk. En Hebreeërs sê dit vir my, dat die sonde, die genot van die sonde is lekker. Dan vra vir die sonde daar buite. Hy geniet het om sonde te doen. Hy is vasgevang. Hy begin met een sonde en het meer en meer geword. Ek wou onthou my eie pappie. 16 jaar oud, weier hy om 'n drank te neem, want my oupa was 'n alkoholist en 'n godloner. Sy eie pappie. Op 16-jarige ouderdom maak sy vriende om een shandy te vat. Ek ken dit nie, ek weet nie, maar ons doen dit nie. Nou, een shandy lei dat op 19-jarige ouderdom 'n verslae alkoholist is. En hy word dronk opgetel in die strate van Italië en Zimbabwe. Dan God roem Tommy Pringle, wat daai jong man gesien daar lê, 19 jaar oud, uit van die drank uitgepas. En hy vat hom kerk toe. En op 19-jarige ouderdom, toe my pa sy hart in die Here, en die Here bevry hom van alkoholisme. In 'n oomblik. En dankie Here, ek nooit my pappie sien drink nie. Ek ken dit nie. En ek wil vandag sê, moenie gaan probeer van die sonde van die wêreld nie. Moenie eens dink daar nie. Adam, Eva, en ek lees in die Bybel dat Adam vir Eva, wat het jy nou gemaak? Hoe het jy nou gemaak? Luister mooi, hy het saam geëet. Saam deel geneem daar. En dis waar die sondeval ingekom het. Hy het skuldgevoelens gehad, the guilt trip. Genesis 3:7, toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle vyeblaan om mekaar te werk, en vir hulle sporte gemaak. Hulle kom agter, hulle skuldig, selfbedek. En baie mense voel so skuldig met dinge wat hulle gedoen het. Baie maal het met mense gedeel, ek so jammer ek het dit ooit gedoen. So spyt. Dat skuldgevoel eet hulle op. En baie keer wil die skuldgevoel jou opeet van dinge wat verkeerd is in jou lewe. Maar ek het 'n antwoord daarvoor. Ons kan nou by die antwoord kom. Moenie iemand anders te blameer vir jou sondes, you don't blame someone else for your sins. Wat nou Adam? Here, dis die vrou wat U geskaap het. Eva, dis die Satan wat my verlei het. Hy het self gevat aan. Ek ken jou skuld. Ek ken wanneer jy gefaal het. Wees mans genoeg of iemand met 'n ruggraat sê ek het verkeerd gedoen. Bely dit. Vra vergifnis. Hoe wat sê die woord? 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat doen die Here as ek erken? Ek weet nie, Here, is daai man se daai ou se skuld. Daar's 'n vriend van my jare terug in Kreeusdorp. Hy het drom in die kerk gespeel, sy maat gedink hy's 'n engel. Maar ek was baie betrokke by hom gewees. En dan gaan drink hy, en hy rook. Sy vinger, daai tyd was nog gunsens gewees, wat jou vingerpunt het so geel gemaak. En onthou, in Texans, daai goed is. Sondagoggend vat hy 'n klippie, en sklop hierson. Hy wil daai geel wegkry, hulle moet weet hy rook nie. Hy vra my, as hy af van Natal toe vir vakansie, ek moet saam gaan. Want hy wil gaan sit en drink.
En as hy by die huis kom bietjie drink, dan sê hy vir sy maar dis Willem se skuld. Hy het my gevra om saam te drink. Hy wil nooit erken nie. En ek het baie met hom gedeel, baie met hom gepraat. Sê jongen, moenie toelaat die duiwel jou lewe verwoes. Ons is weg by Kreeusdorp uit, ons kom hierdie kant toe, Kempton se kant toe. Na jare gaan ons terug daai kant toe, en ons kom dan Randfontein, en die gemeente neem die gemeente oor, en hier kom een van die jong meisies wat saam met my verjaar, wat sy vriendin was, sy verloofde was op daai stadium. En ons loop elkaar raak aan Randfontein, en ek sê, Kobie, hoe gaan het met, wat weet jy van Tini? Sy sê, hy het gesterf soos hy gelewe het. Nierversaking. Sonder God. Moenie probeer iemand anders te blameer nie. As jy skuldig is aan jou sonde, erken dit, bely dit voor God. Sê jy ek is jammer. Maar jy sê, ek het dit nie bedoel om te doen nie. Hoor wat sê in Johannes 2 vers 1 en 2, my kinders, hy is nou mooi, my kinders, nie die wêreld nie, nie die sondaars daar buite nie, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Ons weet ons moet nie sondig nie, is dit reg of verkeerd? En as iemand gesondig het, nie die sondaar daar buite nie, as een van ons, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Met ander woorde, wanneer ek sondag, het ek 'n voorspraak. Ek wil net die Engels lees. My little children, these things I write unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. Voorspraak. Advocaat, in die week het met 'n advocaat gepraat. Was een wat in die ongeluk was, wat ek vanoggend genoem het, wat die Here al gespaar het, al lewe gespaar het. 'n Advocaat tree in, wanneer jy na hom toe gaan sê, meneer, ek het 'n probleem. Ek het verkeerd en ek kan my saak nie selfbehartig nie. Dan vra jy dat 'n advocaat met namens jou intree. Is dit reg of verkeerd? En die advocaat gaan pleit by die regter namens jou. Hy het dit nie bedoel nie, maar hy besef hulle skuldig, en omdat hulle sê hulle skuld wil ek intree, dat jy vir hulle genadiglik sal wees. Ons advocaat Jesus, die oomblik as ek my sonde bely wat ek gedoen het, as kind van God, gaan Vader toe, die hemelse regter. Vader, Pieter bely sy sonde. Erken hy het verkeerd gedoen. En ek wil namens hom intree. Wat sê Vader vir Jesus? Hy sê, jy is die advocaat, jy het gepleit. Ek spreek hom vry. I forgive you. Your blood has cleansing from all sin. Dink daar. So dit is so belangrik. Moenie soos Adam maak. Sê maar dit en dit. Kom ons hoor wat sy God se woord ons vandag. Mag die Here u seën. Kom ons bly ons hoofde in gebed. Vader, ons sê dankie. Dat uit Adam se lewe kan ons leer. Bewus word van ons wandel met die Here. Here, net so maklik is daar dalk iemand wat van die vrugte geëet het, dan mag nie geëet het nie. Nie dalk doelbewus, hulle wou dit nie regtig doen nie, maar is mislei verlei deur die aanloklikhede van die wêreld. En dan toegegee daaraan. En dan sit so 'n persoon van middag hier. En 'n skuldbevoelende binneste. Ek is skuldig.
Maar advokaat, Jesus, ons kom na U toe. Ons erken, ons het verkeerd gedoen, ons bely ons sonde, bly ons misdade. Die woord sê, as ons dit bely, is hy getrou en regverdig om ons dit te vergewe. Nou weet jy, dat die Vader tree in vir daai persoon. Sy Vader, hulle erken nou, hulle het verkeerd gedoen. Hulle bely dit. Die Vader sê, spreek hulle vry. Jy het betaal om hulle sondes te vergewe die jou bloed. Dat elkeen sal uitstap in hierdie middag hier ry, skoorgewas. En die weet, dat is nie 'n skuld op hom. Ek kan vanaand gaan slaap met my hart wat skoon is, wat rein is vir die Here. En as die Here vanaand al kom op my te maal, dan weet ek my saak is reg met die Here. Ek gaan nie agterbly. En ek bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Ek probeer was 'n bietjie iets anders te, maar moet ons dit Sondagmiddag so doen? Wie wil dit hê? Verstaan jy dit? Is iets beter, iets anders te. Baie dankie die Here seën. Dankie jullie.